Onvrugbaarheid is letterlik oor die wêreld 'n groter wordende probleem. Vanuit my posisie as afgetrede algemene praktisyn wat belangstel in voorkomende gesondheid, wil ek jou vra om, voor jy die groot geld uitgee vir ondersoeke en in vitro prosedures, eers 'n paar relatief eenvoudige stappe te neem. Ek stel vereers nie belang in waar die fout lê nie. Volg eenvoudig hierdie stappe en besef dat tyd een van die belangrikste faktore is. Trouwens gee dit 6 tot 12 maande voor jy begin met die volgende stappe. Ek maak dit so eenvoudig moontlik. Begin heel eers by jou dieet. As jy kan, eet net beesvleis of skaapvleis met baie vet aan. Probeer vleis kry wat nie in voerkrale geproduseer is nie. Diere kry daar soms sintetiese hormone. Geen stysels, suiker of groente nie. Dit klink drasties, maar kan jou geen skade doen nie. Die cholesterol in dierevet is die basis van beide manlike en vroulike hormone en krities nodig. Wild is ook goed, soos ook vark of hoendervleis, maar vermy asseblief alle plantvette vereers. Geen margarien, sonneblomolie ensovoorts nie. Olyfolie is in 'n noodgeval toelaatbaar mits dit koud gepars en suiwer, sogenaamde virgin oil is. Suiwer botter is baie voordelig. Suiker en stysels kan jou gesondheid negatief beïnvloed en as jy dit vir 'n paar maande algeheel kan vermy, sal dit tot jou voordeel wees. Ek sou aanbeveel dat jy 'n vitamienaanvulling neem, of jy dit nou nodig het of nie. 'n Goeie multivitamiin hoef glad nie duur te wees nie. Neem daarby op 'n gereelde basis ook sogenaamde weefselsoute of tissue salts en wel nommers 3 en 9. Dit is mikrominerale wat geen neeweffekte het nie en werklik op die langer duur voordelig is. Derdens, hormone in die vorm van inspuitings of pille het dikwels langdurige gevolge. Uit die aard van die saak sou jy die kontraseptiewe pil reeds gestaak het om swanger te raak. Soms mag dit nodig wees om plantaardige hormoonvoorlopers op jou vel te gebruik om die estrogen tot progesteroon verhouding te herstel. Dit is sonder voorskrif by baie gesondheidswinkels beskikbaar en as jy meer wil weet, noem gerus so onder in die aanmerkings. In die 4de plek, kleredrag. Laat jou man heeltemal sonder onderklere loop vir 'n hele paar maande. Beide geslagte kan baat by hierdie stap, maar as dames wel onderklere dra, moet dit asseblief maar 'n 100% suiwer natuurlike vesel wees en by voorkeur katoen. Mans se voortplantingsorgane is geweldig sensitief vir hitteskommelings en om sonder onderklere te loop gee die natuur kans om temperatuur beter te stabiliseer. Los, bokser-tipe katoen onderklere is in noodgevalle aanvaarbaar. By dames is swaminfeksies dikwels die gevolg van sintetiese onderklere en mag katoen dalk net genoeg gesondheid bevorder om 'n deurbraak te maak. Hierdie is nie kits oplossings nie en dit werk nie vir alle gevalle nie, maar ek verseker jou, dit kan in elk geval net goed doen. En as jy dan op jou heel beste by jou ginekoloog of by jou kliniek presenteer, dan verbeter dit in elk geval jou kanse om met in vitro bevrugting beter te doen as wat jy andersins sou. Doen my asseblief 'n guns en laat weet in die kommentaar as jy ooit hiermee sukses behaal het. Sterkte ouers.